Hallo, ek is Janine van die kerk van Turn to God. En op my hart vandag is die eer van God en ek gaan jou sê hoekom. Ek lees dan mos 'n versie in Matteus 5 vers 16. Dit sê: "Julle moet so voorbeeldig lewe dat julle 'n helder lig sal uitstraal." En hier kom dit nou. Dan sal die mense dit sien en julle hemelse Vader daarvoor prys. En ek het 'n paar keer gelees, Jesus het dit reg gekry. Maar die wat weet, ek werk met die kunstenaars in die musiekindustrie en ek werk met media. En nou sit jy en jy kyk wat mense te sê het na 'n optrede en hulle sê nie, ja, God is ongelooflik. Ek het vandag 'n koneksie met God gemaak nie. Hulle sê, ja, daai kunstenaar het mooi gesing. Hy het so mooi aanbid. Hy sê nou regtig dis nou in die kol. Hy het nou met my hart gepraat. En vir een of ander rede kry ons nie die mense om die koneksie met God te maak en die eer verby ons te kry tot by God nie. En dit pla my toe verskriklik baie, want ek besef toe, in die musiekindustrie het ons onderhoude, en ons het mooi gemaakte foto's, en artikels wat net die mooi kant van 'n mens wys, en dan klim ons op 'n verhoog wat 3 meter hoër as iemand anders is, en ons almal kyk so op na hierdie persoon, en ek gaan dink bietjie, wat gebeur as ons hierdie mense so eer? Om die waarheid te sê, dit freak my bietjie uit, want, wat gebeur as eer gebeur? As ons God eer, want dis toe nou die volgende vraag by my, wat gebeur as ons God eer? Daar gebeur 2 dinge. Die eerste is, as ons God leer ken, en hy wow jou. Jy weet daai, wanneer jy iets lees en dit raak jou so, en dit wow jou, dan word God groter, sterker, magtiger in jou hart. Dis wanneer dit vir jou makliker raak om te glo, en makliker vir jou raak om te bid en te weet jou gebed gaan gehoor raak. Die ander ding wat gebeur met eer, is dat omdat jy gewow is deur God, is jy oortuig dat hy ander mense kan help. Jy kom by 'n situasie, iemand is onder, hulle is stikkend, jy staan voor iemand wat stikkend is, wat siek is, wat dood is, en omdat jy God eer in jou hart, praat jy nou oor God, want jy weet dat jy weet dat jy weet, jy het nie die antwoord nie, jy kan nie daai persoon help nie, die enigste een wat hom kan help, is God. Maar as ons mense eer, is daar 'n stappie tussen my en God. Ek die gehoor, dink jy gaan my by God bring in aanbidding. Of ek die gehoor, dink hierdie bekende internasionale sprekers se gebede word eerder verhoor as myne. Dat God ander mense voor jou stel, dat ander mense dit beter reg kry, dis wat daai eer reg kry in jou hart en dit breek my hart. Want aan die ander kant, wat doen eer aan die kunstenaar, aan die mens wat ons op die podium sit? Daai mens moet skielik stryd teen iets wat hy binne in hom geniet. Iets wat rarig vir hom 'n kiek gee. Hy moet verby dit kom om te besef dat hy dalk God se eer steel. So hier's wat ek vir jou vra. Gaan vat daai versie. Dan sal die mense dit sien en jou hemelse Vader daarvoor prys. Dan gaan staan jy op jou knieë en jy smeek God om vir jou 'n splinternuwe openbaring te gee van wie hy is. Punt 1, sodat jy kan besef met wie se eer jy mors. En punt 2, dat jou geloof nuwe hoogtes kan bereik, sodat omdat jy so beïndruk is deur God, dit wat jy doen uit daai plek gebeur, en mense nie meer beïndruk is met jou nie, omdat jy nie meer is nie. God se eer, dis op ons harte.